Ja, en dan al twee skole is co-ed skole. Nico Malan natuurlik 919 leerders en Outeniqua 1700 leerders. En hier kom Nico Malan in die lyn na, hulle speel maar buite toe, maar nog nie gebruik nie. Dit is Erik van Sail wat bal verloor in die proses. Kondisionering gaan so belangrik wees in hierdie vroeë seisoen. En dis Hendriks wat wegkom met die bal. En nou binne toe buite toe word daar getrap deur Jade Lothering wat nou aksie wys, maar hy word geduik. 'n Hoë duikslag en voordeel word gespeel aan die kant van Outeniqua. Speel na die oorkant toe. Nou in die hande van Herland Bekes. Bekes wat aksie wys, Bekes wat regdeur is vir die opening 3 en daar is die vonk Peerbloem. Bekes, hy het verlede week al gewys dat hy spoed het. Die enigste puntemaker van verlede jaar se stryd wat oor is. Hy het 'n doelskop verlede jaar oorgejaag vir sy 2 punte van die wedstryd in die King Prize Derby series wedstryd. Nou kan ons sien Bekes teen die kantlyn af. 2-3 verdedigers. Geen hande op hom nie. Hy draf tot onder die pale. Kyk net daarso, 2 en die derde een wat ook mis. Briljante Suzuki game changing moment verseker. Nog steeds voordeel aan die kant van Outeniqua. Bevind hulle self so 'n bietjie agteruit speel. En nou speel hulle dan na die oorkant toe. Jansen van Rensburg gewys 'n bietjie staal daar aan die buitekant voordat hy ingooi na Darnell Delport toe die bal wat mooi lewendig gehou word en voordeel ook sodoende verby. Nou word die swaargewigte weer gebruik. Samuel Augustyn, Olivier. Nou liever Blue. En hard word daar verduidelik deur die skeieregter dat Blou moet los op baie vlak aangee. Nico Gerard Jansen van Rensburg tot oor die 22 meter lyn. Hy kon net aan daai bal vashou. Matthew Prince nou weer kaptein, van onderkaptein na kaptein. En Matthew Prince wat vorentoe werk, gee so onder die arm aangee. Verder en hier kom de Hendriks vir die tweede 3 van die wedstryd. Ruben Hendriks wat deurhardloop en in die hoekie oorduik vir die tweede 3 peer. Kan ons sien, dit is na daai goeie beweging van Hendriks. Daai bal het losgespat. En Hendriks kan nie sy geluk glo nie. Oor die doellyn in die hoekie. Hy wil net seker maak dat almal lyn op in die kanaal voor hom en nie teen mekaar nie. En dit is Minnie wat die bal veld afjaag. Poog nie om uit te skop nie, maar hy vind goeie gebied in die agterkant. Mooi opgepik deur Outeniqua voordat hy 'n bokspring gee. Was dit hy laat nou Bekes, maar nou word daar goeie spoed gewys deur Darnell Delport voordat hy gelak word na aan die oorkant van die veld. Klein kyntjie word daar gekies deur Hendriks. Sit die steekskop in. En dit is goeie verdediging deur Kali de Lange as ek dit reg het. Die 8ste man van Nico Malan. Nico Malan nou in besit. We vind hulle letterlik op hulle eie doellyn. Speel hoë risiko rugby en die bal wat loskom. Nou in die hande van Jade Lothering vir die derde 3. Die risiko was daar en die risiko was uitgebuit deur Outeniqua Peer. Nico Malan wil net hulle self nie uit hierdie wedstryd hou nie. Hulle gaan moet punte aanteken. Staan nog 2 punte op die tellbord kom vir Maree. The country's most intense rivalries to a global audience. Terwyl Ruben Hendriks, die 3-drukker van die eerste helfte, die bal ingooi en uitkry. Daarna sy losskakel toe, 'n baie goeie aangee na buitentoe. En hier kom Lothering weer. En Lothering gee na buitentoe. Dan heel agter Darnell Delport vir sy tweede 3. Nog 'n skitter 3 aan die kant van die Kwaggas. Agterspelers rond dit op hierdie stadium af. Baie goeie spanspel. Definitief harde werk wat in die afseisoen gedoen is. Nog 2 punte vir Maree. Die afseisoen, hulle het gesien dat hierdie wedstryd nie gewen gaan wees voor nie. En daar is die beweging van Lothering binne toe en dan Delport wat oop is aan die buitekant. Jy kan nie sien, daar het hy mooi binne getrap. Regte tyd aangee. En Darnell Delport. So definitief hulle huiswerk gedoen. Keenan Jansen van Rensburg wat die geleentheid het om die lyn staan te voer. Hoogwaardige rand, goeie lynstaan spel deur Outeniqua. En dit is Skalk van der Merwe wat hard probeer om daar uit te kom. So lang man sien 'n mens net arms en bene. Maar hier kom hulle in tweede rad tussen die voorspelers van Outeniqua die losgemaal wat nou vinnig begin vorentoe beweeg.
Nou moet hulle net kontinuïteit behou. Aan die agterkant is Bertie Prins met bal aan hand. Hy kan hulle ontstuit? Nee, hulle kan nie. En dit is nog 'n 3 uitstekende voorspeler 3 deur die ou Taniqua Kwaggas. Ja, om deur die mikke vir die soveelste keer in hierdie wedstryd, om akkuraat te wees die 4de keer in hierdie wedstryd. En agter die voordeellyn gevang word deur die verdediging van ou Taniqua. As iemand wat moet hand opsteek vir Nico Malan wat die verdediging gaan moet aanvat en op die skouers hardloop. As 'n bietjie besluiteloosheid en dit kan in die vorm van Ruben van Dijk gekom het, maar ongelukkig die aanslaan. En die voer daar in die skram deur Hendriks vinnig die klein kant aangeval en nou wys hy akskede vir die verdediging. Gaan hy om probeer klop, hy doen so, hy is los. Daar is 'n man aan sy binnekant, my kortom nie. Roeping aan Hendriks vir nog 'n 3. Is dit nog 'n nominasie vir Suzuki Game Changing Moment, Pierbloem? Definitief die Suzuki Game Changing Moment. Hy skramp het in die tweede helfte. Steekskoppie wat deurgaan. Hier kom Helano Bekers, die wip van die bal net nie daar nie, maar reg vir heel agter. Darnell Delport word binne toe aangegee na Aldo Gous wat die 40 breek vir ou Taniqua Hoërskool, maak dit 43 punte teenoor 0 in die guns van ou Taniqua. Darnell Delport van ou Taniqua. En die ekstra 2 punte word bygevoeg deur Tyler Maree. Tyler Maree wat self 'n goeie dag beleef het met die skopvoet. Wat 10 punte van sy eie aangeteken het. Die wedstryd, die King Prize Derby series wedstryd tussen Hoërskool ou Taniqua en die Hoërskool Nico Malan wat tot 'n einde kom met 45 punte teenoor 0.